Welkom terug graad 12's. In hierdie video gaan ons kyk na vraag 7 van hierdie vraestel. Dit sê vir ons die eerste 4 terme van 'n kwadratiese getalpatroon word gegee indien die 4de term 'n waarde van 58 het, bepaal die waardes van x en y. So, as ons gaan kyk, dan is hierdie term 1, term 2, term 3, term 4 en hulle het vir ons gesê term 4 het ook 'n waarde van 58. Dit vra dan vir ons bepaal die waardes van x en y. Die oomblik as hulle vra dat ons moet 2 veranderlikes oplos, beteken dit gelyktydige oplos van vergelykings en iewers uit hierdie inligting behoort ons 2 vergelykings aan mekaar te kan sit. Die eerste vergelyking is daarom nie te moeilik nie. Hulle gee vir ons hier die inligting, die 4de term is gelyk aan 58. Dit beteken ons moet 'n tweede vergelyking vind. Wat ons wel weet van kwadratiese patrone of getalpatrone is dat die tweede verskil gelyk moet wees tussen die terme. So, kom ons probeer die tweede verskil bepaal. Ons het ons terme. Dan weet ons hoe om die eerste verskil te kry. So ons sou hierso sê 7 minus 4, so dit gee vir ons 3. Dan sou ons gesê dit is x plus 7 minus die 7, so hierdie is net x, en dan ons laaste enetjie sou wees x plus y plus 7 minus term 3. X plus 7. So, ons kan hierdie ook vereenvoudig. Hierdie sou inmaal en 'n min x wees, en dan sou dit ook inmaal en 'n min 7 wees, so ons het net y. Dit beteken dan nou ook dat ons die tweede verskil kan kry, so die tweede verskil sou wees x minus 3 en y minus x. En hier het ons nou ons tweede vergelyking. So, kom ons gaan skryf hulle netjies hier onder neer. So ons eerste vergelyking is die vergelyking wat geskep word uit die tweede verskille. En die tweede vergelyking wat ons het is term 4 wat hulle vir ons gegee het. Is gelyk aan 58. So ons weet met gelyktydige oplossing van vergelykings wil ons iets die onderwerp maak van die vergelyking. So die eerste ding wat ek sal probeer is om vir y alleen te kry hierso in my eerste vergelyking. So dit sal dan raak 2x minus 3. Hierdie is die eerste vergelyking wat ek gaan gebruik en hierdie is die tweede enetjie. So wat ek nou kan doen is, ek kan hierdie waarde van y in die ander vergelyking in y se plekkie gaan instel. Ek gaan stel dit gewoonlik in hakkies. Of dit nou 'n plus of 'n minus by het, dit maak nie vir my saakie. Dis net om in die gewoonte in te kom om altyd te vervang in hakkies. Dit los ons met 'n 3x plus 4. Die 4 kan dan oorgaan. As ons dit oorvat, dan gaan dit raak 54 en dan kan ons die 3 gaan wegdeel en as ons dit op die sakrekenaar gaan doen, dan kry ons x is gelyk aan 18. Jy kon ook as jy wou al hier 'n bietjie vereenvoudig het, jy kon gesê het x plus y is gelyk aan 51 en dan kon jy dit ook hier so gebruik het, jy sou by dieselfde antwoord uitgekom het. Die laaste ding wat ons nou net moet onthou is dat ons 'n waarde van y moet gaan bepaal. Jy kan enige een van jou vergelykings gebruik. Ek gaan hierdie enetjie gebruik waar y alreeds alleen is en dit sê dit is 2 keer die waarde van x minus 3 en as ons dit op die sakrekenaar gaan doen, kom ons uit by y is gelyk aan 33. So het ons hierdie vraag beantwoord, bepaal die waardes van x en y. Ja, ons het 'n waarde vir x en ons het 'n waarde vir y. Vir nommer B van hierdie vraag het hulle vir ons sigma gegee en hulle sê ons moet dit bepaal korrek tot 2 desimale plekke en hulle sê ook baie duidelik toon alle berekeninge. Hierdie vraag
tel 7 punte en ons het 'n hele bladsy, so dit sê al klaar vir ons gaan baie moet gaan skryf. Die enigste uitvangplek hier is dat hulle het eintlik 2 verskillende tipe patrone in hierdie Sigma notasie, so ons kan dit gaan opbreek en ons kan vir ons eerste die meetkundige reeks gaan bereken, die som van dit, en dan ook die rekeningkundige enetjie. So, vir die eerste een gaan ek werk met Sigma. Vir die meetkundige reeks. En dan gaan ek op 'n aparte plekkie dit ook gaan doen vir die rekeningkundige reeks. So, ek weet, as ek Sigma sien, beteken dit vir my, ek moet die som van gaan bereken. So, vir die som van formule, kort ek vir A en vir R in 'n meetkundige reeks, en dan as ek dit wil doen, die som van 'n rekeningkundige reeks, dan kort ek ook die A en die D-waarde. So, die eerste ding wat ek wil doen, is ek wil vir T1 en T2 bereken. As ek 'n T1 gaan bereken, dan gaan ek sê, dit wat hulle vir my gee, en ek begin deur 0 in te stel in K se plek. En dan vir T2 doen ek dieselfde, maar nou sit ek die volgende getalletjie in, wat 'n 1 is. So, dit gee vir my 1 en minus 3, en dan om vir R te bereken, behoort ons al te weet, dit is T2 gedeel deur T1, en dit gee vir ons minus 3 gedeel deur 1, en dit bly minus 3. Die volgende getal wat ons wil kry, of waardes wat ons wil kry, is dan nou ook term 1 en term 2 van hierdie rekeningkundige reeks. So ons gaan nou presies dieselfde doen. Ons gaan begin deur vir 0 in K se plek te stel vir die eerste term. Dis wat Sigma vir ons sê hieronder. Dit sê ons moet by 0 begin. Dit gee vir ons 0. En dan vir die tweede term gaan ons net die volgende getalletjie insit, en dit gee vir ons 3. Dan, om die konstante verskil te bereken, is dit term 2 minus term 1. Dit beteken dis 3 minus 0, en dit los ons met 3. 'n ander belangrike ding wat ons ook gaan nodig hê, is die n-waarde, die hoeveelheid terme. Wanneer ons Sigma het, dan kan ons n bereken deur die boonste enetjie te vat, so die getal bo Sigma, minus die getal onder Sigma, en dan sê die reël ons moet ook 1 by plus. So ons n-waarde gaan 51 wees. Nou kan ons begin met die som van, so albei som van formules is op ons formuleblad. Die eerste enetjie is vir die meetkundige patroon. Dit is ook belangrik om te gaan kyk, ons R-waarde is 'n negatief, so ons sal hom wil gebruik waar ons het 1 minus R tot die mag n op 1 minus R. Dit gaan net verhoed dat ons met negatiefes werk. Dan vir die rekeningkundige reeks, hierdie formule is ook op ons formuleblad. Jy kan net dubbel seker maak dat jy hom reg afskryf. En nou gaan ons gaan vervang. So, vir die meetkundige reeks gaan ons al ons waardetjies vervang. Weereens wil ons gaan vervang in hakies. En dan doen ons dieselfde vir ons rekeningkundige reeks. Ek sou vir veiligheidsonthulwe elkeen van hierdie in my sakrekenaar apart gaan sit het. So ek sou eers hierdie in my sakrekenaar gaan sit en dan daai in my sakrekenaar gaan sit. Die rekeningkundige reeks is die makliker enetjie. Ons sou sy waarde in ons sakrekenaar kon sit, baie maklik. As jy hier nog 'n klein bietjie wou vereenvoudig, dan kon jy dit gedoen het. So onder het ons 4 en hierdie raak dan plus 3 tot die mag 51.
So, die probleem nou hier verder is dat wanneer jy hierdie gedeelte in jou sakrekenaar gaan intik, gaan jy 'n baie snaakse antwoord kry en ek dink dit was maar 'n foutjie dalk hier gewees op die vraestel. Die antwoord in hierdie scenario sou ek nou net so gelos het want dit sou baie moeilik gewees het om jou vraag te kon afrond of jou antwoord te kon afrond na 2 desimale plekke.